sal sing van u goedheid, Heer, van 'n liefde wat duisternis keer. Vriende, goeiemôre, dit is donderdag, lekker om saam met julle te wees. Ons weer hierso is daarom redelik kouterig, maar dit is leefbaar, maar ek hoop dat dit daar by jou warm en lekker is. Heerlik om julle hier te sien. Ons is in ons disipelskap reeks, en dit is so lekker om hierdie saam met julle te volg. Ek besef dat hier 'n klomp van julle is wat inskakel, wat nie noodwendig naby is nie, en wat graag miskien so 'n boekie in hulle hande wil hê, en wat saam wil volg, spesifiek die groot groep sessies waarop hulle uitmis vandag. Wil jy nie jou e-pos vir my stuur, en dan kan ek daarmee 'n PDF boekie vir jou aanstuur, en dan is jy welkom om saam te volg en saam te groei. Jy is regtig welkom om dit te doen. Stuur vir my jou e-pos, sê vir my jy wil graag 'n boekie hê, dan maak ek seker ek stuur een vir jou. My e-pos is my e-pos is francois@nysakerk.com, of as jy my nommer het, WhatsApp my sommer. Vriende, ons is by ons 4de sessie, spesifiek wanneer ons praat oor die gewoonte van broodbreek. En die vraag daarmee saam is dan, wie is jou reisgenote? So met wie breek jy brood in moeilike tye? Wanneer jy in die vallei van lyding sit, wie is die vriende wat langs jou sit? En dit is waaroor hierdie spesifieke reeks gaan. En ons gaan 'n hele oefening doen rondom wie is ons vriende, wat doen ons, die verskillende vriende, op watter vlakke lê hulle, en volgende week gaan ons spesifiek dit uitmekaar uit bietjie trek, om te sê maar, op watter vlak lê hulle, en hoe het hulle invloed op my lewe. So ek wil jou regtig uitnooi om hierdie boekie in die hande te kry en saam te volg. Maar wanneer ons hierdie vanoggend doen, kan ons nie anders as om na Hebreërs 10 te kyk. Hebreërs 10 sê vir ons, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, om mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. So, die Hebreërskrywers sê spesifiek hier, ons het mekaar nodig, spoor mekaar aan tot goeie dade, ondersteun mekaar, laat ons na mekaar omsien, gee om vir mekaar. Ons kan nie net wegbly van by mekaar wees nie. Ons het mekaar nodig. Daarom wil ek jou vandag vra, wanneer jy brood breek, wie is die mense wat om jou sit? Wie is die mense wat saam met jou brood breek? Wie is die mense saam wie jy op hierdie reis is? Die mense wat saam met jou juig op hoogtepunte en saam met jou ly op laagtepunte. Mag ons ook hierdie mense vir ander mense wees. En dis een ding wat hierdie week vir my uitstaan, is dat ons is so geneig om te dink dat mense my moet omsien, mense moet my aanspoor, mense moet my aanspoor om meer betrokke te wees. Maar dit is eintlik andersom ook. Ek moet ook omsien. Ek moet ook ander aanspoor. Ek moet ook daai persoon wees wat ek verwag ander vir my moet wees. So mag jy hierdie teks ter harte neem vandag, en vir God vra dat hy vir jou in hierdie kringe van jou lewe sal wys, wie is die persoon na wie ek moet uitreik, vir wie ek moet lief wees, na wie ek moet omsien, na wie ek moet aanspoor. Wie is die persoon saam wie ek moet gaan sit in die vallei van lyding, en net daar wees. Ons praat nou met ons groot groep sessies, en uit daarvoor, julle moet 'n lekker oggend hê. Ons sien vir mekaar weer môreoggend. Lekker dag.